Ons lewens word nie net gevorm deur wat ons doen nie, maar ook deur hoe ons dink. Ons menswees word gevorm deur ons gedagtes. Alles begin in ons harte en alles begin met ons verstand. 'n Enkele gedagte, het sy 'n waarheid of 'n leuen, kan soos 'n klip wat in water val golwe uitstuur deur jou hele wese. Dit kan die manier wat jy optree verander. Wat jy toelaat om in jou gedagtes te bly, bepaal hoe jy optree en wie jy word. Ek het dit self beleef en ek het eers begin verander toe die ou manier van dink en my woorde onderbreek is. Nou nie met hierdie slim selfhelp goed en met daai tipe goed nie, maar met die Bybel, met dit wat in die Bybel staan, met dit wat ek elke dag lees en met dit wat ek begin glo uit oor myself. God se woord het my konfronteer, het my uitgedaag, het my gehelp om geloof te kry, het my gehelp om te herstel, om van die gebrokenheid wat in my eie lewe was, ontslae te raak. Dit het my laat besef wat God van my dink, en dit wat God van my dink, het ek oor myself begin dink. En dis eers toe dit plaasgevind het, dat ek kon sien wie God werklik is, en dat ek God se plan kon raak sien vir my lewe. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaaglike en volmaakte wil van God is. As ons gedagtes nuut word, dan kan ons werklik weet wat is God se wil en wat hy wil hê ons moet doen. Baie keer dink ons nog soos mense wat verlore is, wat bang is, wat skaam kry, wat nie tevrede is met waar hy is nie. Ons moet begin om ons gedagtes vas te vang en hulle te onderwerp in die waarheid wat die Bybel is, wat die Bybel van ons sê. Spreuke 23 vers 7a sê, soos hy in sy siel dink, so is hy. Jy sal nie bo die vlak van jou gedagtes kan leef. Sodra jou gedagtes op die vlak kom waar die Here met jou kan werk, dis dan wanneer jy werklike verandering sien en wanneer dinge in jou lewe werklik in plek begin val. Jy kan nie jou identiteit in Christus vind as jou denke nog vasgevang is in jou verlede nie, in hoe mense jou te nagekom het en wat mense van jou gesê het en die negatiewe wat mense oor jou uitgespreek het nie. Jy moet kies om jou ou gedagtes uit te trek en weg te gooi en die waarheid van jou nuwe skepping aan te trek. So sê die Bybel, so wys die Bybel dit vir ons. En julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens bekleed wat volgens God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Efesiërs 23-24. In kort, jy word wat jy glo. Begin by wat jy toelaat om in jou gedagtes pos te vat. Begin om die Heilige Gees toe te laat om jou gedagtes te verander. Bid dat die Heilige Gees die woord van die Here vir jou oopmaak en dat die teksverse en die skrif wat in die woord is, werklik deel van jou lewe vorm. Skryf vir jou 'n paar teksverse, skryf dit op jou yskas, skryf dit op 'n papiertjie. As jy in 'n slegte plek is, dan gaan lees jy, ek is meer as oorwinnaar. Dit het regtig 'n verskil in my lewe gedoen. Dis hoekom ek dit vanmôre ook met julle deel. Hemelse Vader, ons kom sê vanmôre vir U dankie dat U in beheer is. Here, ons kom vra, ondersoek ons denke. Wys my waar ek steeds glo wat die wêreld van my sê en help my om te begin glo wat U van my sê. Help my dat my identiteit in U woord gevind kan word en dat ek my verlede werklik kan afsny. Vorm my, Here, van binne af. Laat ek oor myself kan begin dink soos U van my dink. In Jesus se naam, amen.